Liewe vriende, baie hartlik welkom by ons saamgesels verder oor die tema rondom die toekoms van die kerk. Ons het laas keer so 'n bietjie gesels oor wat Breedweg aan die gang is, en ons het so 'n bietjie na Prediker gekyk wat gesê het dat dis niks nuut nie. Nou vandag gaan ons 'n bietjie verder gesels, maar voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde, vir die genade. Dankie vir die wonderlike reën wat oor groot dele van ons land geval het. Dankie dat ons op U kan staatmaak, dat ons op U kan vertrou en dat U vir ons nooit nie steek laat nie. Ons dink in besonder, Here, ook aan die dele van ons land wat nog snyfdroog is. Dink aan boere wat hulle hele bestaan verloor met die back and close hier. En die trauma om hulle diere te verloor, diere wat hulle baie keer met die handversorging groot gemaak het. En ons bid dat U in die troue liefde ook op 'n wonderlike manier vir hulle sal voorsien, maar ook vir ons sal gebruik as kerk, as gelowiges, om 'n verskil in hulle lewens te maak. Dankie dat ons dit vir U kan sê en vra in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou, liewe vriende, mense kan amper nie dink dat ons al by die einde van Februarie is nie. So, in die begin van lydenstyd, tyd wat ons as kerk, as gelowiges, in besonder nadink oor wat dit regtig beteken om aan die Here Jesus te behoort. Nou, ek wil 'n gedeelte saam lees vir ons het laas keer ook gedoen, uit Prediker 1 vers 12 en 13, waar hy sê, ek die prediker was koning oor Israel en Jerusalem. Nou, baie keer word Salomo hier geag as hier aan die woord is, die skrywer, maar is waarskynlik nie Salomo self nie, dis aan Salomo toegedig. Ek het dit daarop toegelê om alles wat in hierdie wêreld gebeur te ondersoek en behoorlik te deurdink. Ek het bevind, God het 'n harde taak aan die mense gegee om my besig te hou. En dan sê hy hierdie wonderlike woorde ook dan in hoofstuk 3, alles in lewe het 'n tyd. Daar's lewe niks nuut nie. Hy sê, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Tyd om gebore te word, tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant, tyd om plant uit te trek, tyd om te lewe te neem, tyd om lewe te red, tyd om af te breek, tyd om op te bou, tyd om te huil, 'n tyd om te lag, tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans. En dan sê in vers 15, wat is, was reeds, wat kom, was ook al reeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het. Nou, ons het vorige keer so 'n bietjie gesels oor die hele ding rondom die toekoms van die kerk. En 'n mens vra baie keer vir jouself, maar hoe is dit dat 'n kerk, dat gelowig is, sy toekomsvisie verloor? Nou, daar's basies 'n patroon wat ons oor jare kry. Dis as mens die Here nodig het en in ootmoed om te gaan om gehoorsaam en dien, dan lees ons dat die Here jou seën. Maar as dit nou vir 'n slag of 2, 3 goed gegaan het, dan vergeet mens die Here en stilweg, stadig maar seker kruip die sonde onder jou vel in jou lewensgewoontes, maak dit jou geestelik dood. Gaan lees maar wat staan in Deuteronomium 8 en die boeke Rigters tot Kronieke. Nou, hier in Suid-Afrika het die staat vroeër jare deur wetgewing die Christelike waardes probeer handhaaf. Ons probeer beskerm teen ander ideologieë, gelowe en standpunte. Maar sedert 1994 het dit so 'n bietjie verander tot so 'n mate dat saalopeninge nou al enorme krisis vir beheerliggame geword het. Kinders verplig word om nou al selfs in Bybelklas van ander gelowe te leer. Ons leef binne 'n wêreld waar rykes al hoe ryker word, armes al hoe armer, terwyl almal jaag om in hierdie wêreld van die haves in te kom.
Ons ontwikkel 'n kultuur van ons wil vermaak word. En die kerk is al deur verskeie golwe oor jare hiervan getref. Maar liewe suster en broer, hierdie nuwe wêreld waaroor mense so opgewonde partykeer raak, het iets fundamenteel verkeerd. In die huise waarna in hierdie ideale gestreef word, sterf ons kinders onopsigtelike langtermyn geestelike dood. En is 'n kerk om daarop, soos die Engels sê, om pride daarin om sy gewete skoon te hou en struktuur in stand te hou, dan sterf daardie kerk ook met ter tyd. Die ergste is dat dit niks nuut is nie. In elke eeu van die wêreld se bestaan kry dit. Die prediker het al gesê, wat is, was reeds, en wat kom, was ook al reeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het. Nou, as dit wat die prediker gesê het waar is, dan kan ons met die geheim van die kerk vir die toekoms mos uit die verlede leer. As wat gaan gebeur alreeds gebeur het, dan kan mens mos nou na die verlede gaan kyk om te leer oor die kerk vir die toekoms. Mense het mos nou nie nodig om aan mekaar die wiel van voor af uit te vind nie. En dis wat ek graag vandag met julle wil doen. Ek wil vir julle aanhaal uit die boek van Rodney Stark, The Rise of Christianity, waarin hy vertel wat die redes is wat aangevoer word, hoekom die kerk so ongelooflike groeiperiode beleef het na die dood en die opstanding van die Here Jesus, tot en met so om en by 350 jaar na Christus. Van ongeveer 7000 vervolgde gelowiges in die tyd van Handelinge 2, groei die kerk oor 'n periode van 300 jaar teen 40% per dekade, totdat hulle in so plus minus 350 na Christus 33 miljoen mense ongeveer tel, uit 'n totale bevolking van die Romeinse Ryk van 56 miljoen. 33 uit 56 miljoen, 59%. Hoe het dit gebeur? Wat was die geheim? En die eerste ding moet hy aanstippel, is Christene het anders as die wêreld geleef. Paulus skryf dit daar in Efesiërs 4, ek druk dit julle op die hart, ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Dan brei hy uit, hy sê, wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig, verdra mekaar in liefde, lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees in julle gesmee te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar in Kolossense 4 vers 5 skryf hy, tree met wysheid op teenoor mense wat nog buite die gemeente is, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees, van goeie smaak getuig, en julle moet weet hoe julle elkeen moet antwoord. Nou die kort en lank is, Christene in die eerste tyd, in die eerste Christen eeue, was nie TV-seppie standaard mense nie. Ja, die kerk wat hierdie idol en Big Brother mentaliteit aangryp, het nie 'n toekoms nie. Hulle is soos die swarthaakbosse in die Kalahari. Nes jy hulle raak, dan slaan hulle klein fyn doringkies in jou in, en dit trek jou nader, al hoe vaster. Maar verder gebeur daar niks. Die vroeë kerk, lees ons, was olyfboommense. Hulle het vrugte gedra wat lig gee, genees en voed. Nou die suksesvolle bediening van die vroeë kerk, sendingwerk as jy dit so wil noem, was nie in die eerste plek prediking nie. Ook die evangelisasie veldtogte E3 of spesiale predikers of sendingorganisasies. Dit was dood eenvoudig die normale lewe, die getuienis van gewone mense. Dit was nie die dominee se werk nie, of die evangelisasiekommissie se suksesse nie. Dit was individue in die gemeenskap, gesinne. Daarom sê prediker,
Wat is, was reeds. Wat kom, was ook reeds. Maar die tweede ding wat hy aanstippel, as waarom die kerk so vinnig gegroei het, was gelowiges het mekaar en ander versorg. In liefde versorg. Ons lees dat in die eerste 300 jaar van die kerk, daar 2 ongelooflike groot epidemies in die Romeinse Ryk was. In die 15 jaar tussen 165 en 180 na Christus, is ongeveer 25 tot 35% van die mense in die Romeinse Ryk dood. 100 jaar later was dit weer so. Toe hierdie epidemie, lees ons, op sy ergste was, is ongeveer 5000 mense per dag in Rome alleen oorlede. En die Christene het in hierdie periode baie vinniger as enige ander groep gegroei, omdat hulle oorleef het. Hulle het mekaar omgesien. Hulle het in groepe by mekaar gekom. Hulle het saam gebid. Hulle het mekaar omgesien. En na die mense rondom hulle omgesien. Christene het vir mekaar en vir ander gesorg. Daarom na elkeen van hierdie epidemies het die Christendom dramaties gegroei. Veral uit mense van die heidendom, wat na die Christene se versorging van mekaar en van ander gekyk het en aangegryp was, en hulle tot die Christendom bekeer het. Nou dit laat vir my en vir jou 'n groot gedagte na oor die rol van gelowiges in ons land, met sy baie uitdagings. Maar volgende keer as ons weer so by mekaar is, gesels ons 'n bietjie verder daaroor. Nou dui die vers in Prediker, wat is, was reeds. Wat kom, was ook reeds. God laat weer gebeur, wat vroeër gebeur het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde, die genade, die trou. Dankie dat U vir ons die woord gee, wat ons in besonder in hierdie lydenstyd onsself wil plot, 'n benchmark kry van wat U droom is vir die wêreld, die koninkryk, U koninkryk hier op aarde. In 'n land met soveel seer, met soveel haat en soveel minagting van mense, kom bid ons dat U vir ons as kerk sal help. Dat mense voel dat hulle deur gelowiges geag word, raak gesien word. Gebruik vir ons as gelowiges, vir ons as gemeente, om regtig verskil te maak, hier in Johannesburg, maar ook in die breë Suid-Afrika, oral waar ons is, sodat die naam verheerlik kan word, en die koninkryk kan kom. Dankie dat ons dit alles vir U kan sê en vra, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie seën en vrede vir die week wat voorlê.